Nou ja, hartlike goeiemôre van my vanoggend. Elkeen in Jesus se wonderlike en verhewe naam. Dankbaar vir elkeen wat saam is. Ja, dit is so 'n bietjie donker hier in die noorde van Bloemfontein vandag. Ons het lieflike weer in die sin van dit reën lekker, maar dit veroorsaak dat dit donker buite is en dan is die krag ook nog af. So as die uitsending so 'n bietjie donker is vanmôre en the broadcast is a bit dark this morning, I trust and I pray that you will still receive God's word and that you will be able to hear it even though you might see a little bit less than usual. Mag ons steeds net kom en ervaar en hoor wat die Here vir ons wil sê. Ek wil u nooi om die Bybels oop te maak in die boek van Genesis, die 3de hoofstuk, en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 13. Genesis chapter 3, and we'll be reading from verse 1 to 13. Genesis 3, vanaf vers 1 tot en met vers 13. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei so oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandbytjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, weet jou te kenne gegee, dat jy naak is. Het jy geëet van die boom, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat ek gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Ons teksvers is in die 9de vers van hierdie geleesde gedeelte. The text for meditation is found in Genesis 3 verse 9 that says, Genesis 3 vers 9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Then the Lord called to Adam and said to him, where are you? Ek wil vandag se boodskap kom titel, is jy 'n gevangene van jou daaglikse besluite? Is jy 'n gevangene van jou daaglikse besluite? Are you a prisoner of your daily choices? Aan die begin van hierdie jaar het ons begin kyk, en soos wat die jaar gevorder het, kyk ons na waarheen ons in hierdie lewe onderweg is. Hierdie rigting wat ons volg, hierdie
geslaan, word bepaal deur die keuses wat ons uitoefen en die besluite wat ons maak. Die vraag is net vandag, liewe kind van die Here, is ek en is u 'n gevangene van ons daaglikse keuses? The other day I saw a short video which someone made. On the one side of this specific room, you had a figure, a person, portraying to be Jesus. Now in this video, on this side, you have Jesus standing, and on the other side of the room, there was a man that represents each and every one of us. Jesus then called to this man to come to him. But in reply, he answered and he said, I should not even be here. Why? Asked Jesus. Because I keep on failing you. Because I keep on making the same mistakes over and over again, said the man with a dejected voice. Even though he was dejected and felt unworthy to come to the Lord never rejects him. And so the Lord also do not reject you or me. The Lord turned to this man and he said to him, I'm not angry at you, but I am angry. Angry at the lie you believe. And so my question today is, are you a prisoner of your daily choices? Die Here gee aan die mense opdrag om te sien na die werke van sy hande. Die Here het die aarde geskape met alles wat daarin is, en toe dit alles klaar geskape was, het die Here elke dag daaroor gespreek en gesê, en dit was goed. En nadat dit wat goed was, klaar was, het die Here die mens geskape en die mens gebring na die aarde wat hy vir die mens geskape het. Adam en Eva moes omsien na alles. Daar was meer as genoegsame voorsiening vir hulle gemaak. Tog gee die Here aan hulle 'n waarskuwing. Moenie eet van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad wat in die middel van die tuin staan nie. Van al die ander mag julle geniet, al die res mag julle, you are welcome to enjoy it. Maar hierdie boom should stay off limits. But then man does. Both of them take some of the fruit and eat it. As they ate the fruit, they realized that they were naked. And so they made coverings for themselves to cover up their perceived nakedness. Now they were really naked. But we need to understand that the moment we do wrong, the moment we do what we are not supposed to do, the moment we disobey, there is a form of a nakedness that are revealed. And we need to cover it up. So Adam and Eve made some covering for themselves to cover this nakedness. In this moment, the perfect relationship between two human beings
were broken. In this moment, when they disobeyed, when they did what was not right, the perfect relationship between two human beings were broken. And they found it necessary to cover themselves up before one another. A covering that brings a division between the two people that says, don't go there. Net hoe dit gebeur, toe hoor hulle die stem van die Here. Daardie fout, daardie sonde, daardie ongehoorsaamheid bring nie net verwydering tussen twee mense nie, dit bring ook verwydering tussen God en die mens. Tussen God en die mens. Jy sien wat ons moet verstaan vandag, wanneer ons hierdie dinge lees, is dat die Here is nooit ver nie. Die Here is altyd daar waar ons is. Hy is oral, hy weet alles. Die skrif sê, gaan ek bo in die hemel, God is daar. Gaan ek onder op die aarde, God is daar. Hy is overal. En daarom, omdat die mens hoor dat die Here daar is, omdat die mens bewus word dat die Here daar is, gaan kruip hy weg. Daar is goed wat toegemaak moet word. En hulle soek na dinge waar agter hulle kon skuil, sodat die Here in hulle gedagtes hulle nie sou sien nie. Ek wil bietjie afwyk vanmôre en ek wil jou die vraag vra, het jy al ooit gewonder hoekom Jesus aan 'n kruis gesterf het? Hoekom is hy aan 'n kruis dood? Hoekom het hy nooit 'n ander dood gesterf nie? Kom ons dink gou aan die Ou Testamentiese tyd van offers wat gebring was. En jy kan hier dink aan Abraham en Isak. Jy kan dink aan die offers wat die Israeliete gebring het, want die beginsel is dieselfde. 'n lam is geslag. Dis vasgemaak en gebind en op 'n altaar neergesit en aan die brand gesteek. Hoekom is Jesus nie op daardie manier geoffer nie? Hoekom aan 'n kruis? Waar agter het die mens geskuil in die tuin van Eden? En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here tussen die bome. Waarvan is daai kruis gemaak? 'n boom. Dit wat agter die mens skuil is wat God verwyder. Dit wat die mens voorsit is wat die Here verwyder om te sê, ek aanvaar jou steeds. Dit wat die mens gebruik as bedekking, kom neem Jesus weg deur aan 'n boom te hang. Since man was not where he ought to be in the moment when the Lord came to them, the Lord called out to him and he asked him, Adam, where are you? So many times we are not at the place where we ought to be in our relationship with God. We are not at the place where we ought to be in our relationship with one another. And then the Lord cries out to us. He calls to us and He asks us, where are you? He does not ask this question because He is unaware of what has happened. Because He does not know what unfolded, but the Lord asked the question
calls, he called Adam into responsibility and accountability for what he has done, for the choices he made. Adam tree na vore, aangesien hy besef dat hy nie verborge kan bly nie, maar toe hy na vore tree hy nie na vore en neem verantwoordelikheid vir sy besluite en sy dade nie. Adam tree na vore en hy verskoon homself deur die blaam op Eva te lê. Eva besef, sy kan ook nie meer verborge bly nie. Jy weet, dit is soos toe ons kinders was, en jy het wegkruipertjie gespeel, en jy het saam met iemand weggekruip, en dan gee iemand daai wegkruipplek, daai ouetjie wat saam met jou daar is, gee daai wegkruipplek weg, dan besef jy moet ook nie maar. So Eva besef, sy kan ook nie meer verborge bly nie. Adam revealed where they were, and since Adam had an excuse that fitted and seemed acceptable, she tried the same tactics. But there's something that we need to note, there's something that we need to realize. Adam was not excused in that moment. Or we can say he was not excused yet in that moment. It seemed like the logical thing to do. And so we see a snowball effect of one wrongdoing leading to another. And Eve blamed the serpent. Jy sien, ek weet nog nie wat die gevolg is van die omstandigheid, van die besluit, van die situasie nie. Maar in die oomblik lyk dit vir Eva asof Adam gaan wegkom, omdat sy blameer is. En dan vat sy die blame en sy skuif dit aan, na die slang toe. Tog aanvaar die Here geen van die verskonings, wat aangebied word nie. En daarom wil ek dan ook 'n volgende vraag vir elkeen van ons, myself ingesluit, vra vandag. As die Here nie Adam en Eva se verskonings aanvaar het nie, wat laat ons dink dat hy ons nie gaan aanvaar? Wat maak my vanmôre spesiaal? Wat maak my vandag anders dat my verskoning voor God gaan staan, maar Adam se nie? Jy sien, die Here soek nie na verskonings nie. Die Here soek na aanspreeklikheid en verantwoordelikheid by sy mens. Want verantwoordelikheid en aanspreeklikheid lei tot berou en bekering. Adam het nooit bely nie. Lees hier die gedeelte. Jy sien nooit dat Adam opgestaan het en gesê het, ek was verkeerd. Ek moes dit nie gedoen. Adam blameer vir Eva. En Eva volg die voorbeeld wat Adam gegee. So die eerste mens vat die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir sy besluit en sy dade. Dit lei nie vir hom tot berou en bekering nie. En dit veroorsaak dat God nie sy verskoning aanvaar nie, en hy word gestraf. En ons vandag, weet jy wat sy hartseer? Ons doen dieselfde. Luister na die mensdom om jou.
Eintlik hoef jy nie verder as jouself te kyk nie, en ek na myself nie. Want ons almal is op een of ander stadium skuldig hieraan. Mense doen goed wat verkeerd is. And when they are called to be accountable, or when they are held accountable, then they bring up all of these excuses and blame others. Soos die spreekwoord sê, dis nie ek nie. Adam sê dis Eva, en Eva sê dis die slang. Ons sien hoe dat mense blaam verskuif, in plek daarvan dat hulle opstaan, in berou en bekering. The Lord then shows us how things unfolded, what the results were from their choices. And so it is the same for you and for me. The only thing that makes us acceptable before the Lord is when the coverings are removed, when the pretense are set aside, and the excuses are laid down, and we step forward and hand them all to the Lord. Wat ons uit die oog verloor, is dat die Here reeds alles weet. Maar die feit dat die Here alles weet, beteken nie dat ek net kan aangaan asof niks gebeur het. Want dan leer ek ook nie verantwoordelikheid. Ons sien, wanneer ons in die lewe verkeerd doen, bedek ons dit ook, sodat ander dit in ons sien. Ons kan nie en ons wil nie onsself blootstel nie. Ons innerlike wese oopmaak voor ander nie. En so word ons in die tronk gehou, die tronk van ons keuses. Dis waar baie van ons sit. Because of this, it brings separation between spouses. It brings separation between family, friends, and mostly between God and man. We are kept in the prison of our choices. As soon as we try to make amends, someone would stand up and remind you, whether it be your conscience or whether it be another person, would stand up and remind you, do you remember the past? Do you remember what happened that day? Do you remember what you did? And then you shrink away by going into a hiding place like Adam and Eve did. Our minds are filled with guilt, shame, or even blame towards ourselves and others. When we walk out of our hiding place, it isn't always because we made right with God, but because we step out by pointing fingers to others, by blaming others like Adam and Eve did. And that is something we see in our general life of today. Mense aanvaar nie waar hulle verkeerd was en maak dit reg nie. Hulle stap uit met 'n nuwe aura, met 'n nuwe soortgestelde uitkyk. En dan as hulle gewys word op die verkeerde, dan blameer hulle anders en andere en wys vinger na hulle. Tog vra die Here vandag of ons gevangenes is van ons eie besluite. En as die Here dit dan vanmôre vra, dan moet ons mooi hoor. Want die feit dat ons hiermee gekonfronteer word, beteken dat ieder en elk van ons moet besef dat niemand van ons op die stadium vry is. En ek praat van volkome vry in die Here soos ons behoort te wees.
Iewers is daar dalk nog 'n plek. Iewers is daar nog 'n area in ons lewens wat ons die Here nie in toegelaat het nie. A place, an area which we have not surrendered to the Lord in full or at all. En weer die Here maak ons vry. Maar ware vryheid kom werklik in en net in wanneer ons bely en bekeer. Daarom sê die apostel Johannes vir ons hierdie baie bekende woorde in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons te heilig en te reinig van alle ongeregtigheid. Om te bely is om op te staan en te erken wat verkeerd is. Om nie dit wat verkeerd is te bedek of weg te steek deur verskonings of blame nie. Ek wil jou vra vanmôre, is jy vandag jou eie gevangenis en nou Satan jou en my toegesluit daarin deur die leuns waarmee hy ons oortuig om ons te bid. Dat ons dit glo ook aan God se woord. Of het ons op 'n plek gekom waar hy ons kan sê, despite the shadow, despite what others says, Lord, I want to be right before you. So I come and I confess. Ek staan op, Here. Nie om vir Eva die blame te gee, omdat sy vir my die vrug gegee het nie, maar om op te staan en te sê, Here, ek was verkeerd. Ek bely dit, en ek lê dit af, om dit nie weer te doen nie. Dis nie belydenis wat ons verstaan vanmôre, is nie net iets wat ek doen, om myself tevrede te stel, dat ek my sonde bely het, en môre gaan ek weer en ek doen dit nie. Nee, werklike belydenis maak my attent om nie te herhaal nie. But even when we do repeat the same mistakes, the Lord will never reject those who truly comes to Him. Kom ons skuil ook nie agter God se woord nie, want die mens gebruik selfs die woord van God om sy lewe en sy keuses te regverdig. Ons lees Paulus skrywe aan die kerk in Romeine en hy sê vir hulle dat die dinge wat hy nie wil doen nie, die vind hy, die doen hy. En dit wat hy wil doen, die vind hy, die doen hy nie. En dan dink ons so, maar as Paulus aanvaarbaar was, dan sal ons ook wees. Paulus het nêrens gesê dat hy aanvaarbaar is op hierdie manier nie. Inteendeel, hy gaan verder en hy skryf verder dat dit wat vir my wins was, het ek om Christus wil as drek beskou en dit afgelê. Ek het dit as verlies beskou. Ek het weggedoen daarmee en ek het op 'n plek gekom waar ek Christus aanneem. Waar ek saam met hom gekruisig word, waar die self sterwe, sodat Christus in my kan lewe. So ons moet verstaan dat ons kan nie net enkele dele uit God se woord neem en onsself daardeur gaan regverdig nie, maar ons moet kyk, want die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot vermaning, tot onderwysing, tot teregwysing, sodat die mens van God volkome kan wees, volkome toegerus vir sy dienswerk op aarde. Is ons al volkome? Have we become perfect? And in this, each and every one of us will say, no, not yet. It's fine, I want to say, if we say no, not yet, as long as we are striving and taking the responsibility to become perfect, and not just to have a declaration. A declaration, a mere declaration, is not accepting accountability or responsibility.
but it is when we take action, the appropriate action, to change our ways, to take away the covering. Adam en Eva maak hulle eie skeiding, bedekking. En God neem ook dit weg. As jy verder lees, dan sien ons dat die Here het vir hulle klere gemaak uit vel uit. Die Here neem self dit wat die mens gebruik heeltemal weg en stel 'n beter beeld. Soos ons vanmôre gewillig om te sê, Here, my bedekkings, my skeidsmure, my maskers, Here, alles wat ek opgesit het om voor te gee dat ek in 'n regte stand met U is. Here, lê ek af. Neem ek weg, soos U dit kon wegneem het in Adam en Eva. Ek kom neem die verantwoordelikheid sodat ek kan uitstap uit die tronk van my keuses en kan instap in die vryheid van die Gees. Is dit waar ons is vanmôre? Of is dit op die plek waar ons moet kom? Omdat ek en U dalk nog gevangenes is van ons eie daaglikse keuses. Waar is ons lewens? Waarheen is ons onderweg? Waar God ons wil hê? Of waar ons uitgeklaar het om te wees? Kom ons bid saam. Here, ons sê vanmôre vir U baie dankie dat U tot ons harte kan spreek. Ons sê vir U dankie, Here, dat U met ons kan deel. Maar ek bid, Here, dat ons sal hoor met die ore wat U wil hê ons mee moet hoor. That we shall truly receive your word, Lord, in the way that you are giving it to us. Yes, you come to confront us because you want us to make right with you, O Lord. And therefore I want to pray that any covering, any pretense, any mask, any whatever that we have built up between us and other people, between us and you, O Lord, that we shall lay it down. Here, wat ek kan nie vandag sê, ek het U lief, ek volg U, ek hang U aan, maar ek haat my broeder, en ek kan nie, I can't reconcile with him. Here, dan sê die woord, is ek 'n leenaar, en ek wil daarom bid vanmôre, Here, dat U ons sal help om uit te beweeg uit die gevangenis van ons eie keuses, Here, uit die gevangenis van die leuns van Satan, wat ons gebonde hou, Here, wat maak dat ons nie kan mekaar vind, U kan vind soos U dit wil hê nie, maar Here, lei ons uit in U vryheid, bind ons saam in U liefde, bind ons saam in die Gees, Here, maak ons een met U en maak ons waarlik een met mekaar, sodat ons 'n verskil vir die koninkryk kan behaal en bereik hier op aarde, Here. Wil U die naprediker van die woord wees, sal U dit in elke hart en elke liewe bære, en ons lei, Here, net op hoër en op vaste grond met U. Dis ons gebed in Jesus se naam, en ons dankie hiervoor.